Vandag sit ek en ek het die ongelooflike voorreg om met Felicia Snyman de Tooy te gesels. Hi Felicia. Hallo. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou. Hoorie, maar ek gaan met die deur in die huis val. Felicia, jy is 'n skrywer. Waar het die liefde en die passie vir skryf ontstaan? Weet jy wat, ek gaan dit nou nie te ver terugtrek nie, maar dit was eintlik maar iets wat ek van kleins af baie lief voor was lees. Ek het in 'n huis groot geword waar my ma en my ouma ons biblioteek toe nog gevat het vir my en my sussie. So ek was van kleins af verskriklik lief vir lees en skryf, het outomaties van dit af gekom. So ek was altyd daai kind op skool wat ander kinders se opstelle geskryf het vrywilliglik, jy weet. En toe het dit so gekom toe ek eers begin werk het die skryf obviously nou daar aan die agterkant gebly. En toe het ek net een dag besluit ek het iets vir myself nodig en toe het ek 'n kursus gedoen wat daai tyd nog deur die NWI aangebied was, daai slypskool kursusse. En toe het ek 'n manuskrip van daar af geskryf en ingestuur en toe hy aanvaar word deur die Gogga gebyt. So toe kan ek nie ophou nie. Ek skryf nie voltyds nie, ek wens ek kan. Maar dit is definitief nog steeds, dis eintlik nog steeds, ek sê altyd vir mense draf om van hulle negatiewe energie ontslae te raak, ek skryf. Dis vir my soos my ding waarheen ek ontsnap, so ek wil eintlik nie hê dit moet ooit soos 'n werk voel nie. Ja, en ek weet hulle sê eintlik in die sielkunde hoe belangrik is journaling en skryf en wat nogals interessant is om fisies ook te skryf. Sê hulle is anders as om net te tik. So wat is jou medium? Skryf jy of tik skryf jy? Weet jy, ek doen dus 'n bietjie van albei. Wanneer ek beplanning doen, is dit altyd 'n pen en papier. Ek sê altyd ek's old school met dit. En soos wat ek skryf ek altyd gedagtes langs aan neer. So selfs nou op hierdie oomblik het ek 'n notaboek langs my met 'n pen. Want ek nog nie weet wat ek gaan skryf nie, maar partykeer dan dink mens soos, wag, ek moet nog dit of moet dit. So en my beplanning is alles op soos pen en papier en op 'n witbord. Baie keer dan sit ek die hele ding op die witbord uit en dink soos, okay, waar moet hierdie ding gaan? Maar wanneer ek skryf dan doen ek dit eerder op rekenaar. So ek tik. Ek het altyd so albei, maar ek moet vir jou sê met die min tyd wat mens deesdae het, moet jy ongelukkig dit sommer dadelik tik. En dan maar baie keer dan druk ek dit uit en dan lees ek dit weer deur en dan daar skryf ek met die handnotas en goed vir myself. Ja. Felicia, waar kry jy jou inspirasie wanneer jy skryf? Wel, dit hang af wat ek skryf. Toe ek, as ek my romantiese fiksies geskryf het, sê ek altyd die eerste het baie gekom van my werk. Ek het baie egskeidings gedoen as egskeidingsprokureur. En daar sien mense altyd, almal begin altyd soos, maar dit was nie so in die begin nie. En dan vertel hulle jou eers die happy beginning. En so ek het baie van dit. So as ek romantiese fiksies skryf of in daai lyn of selfs die spanningsromanse wat ek nou doen, dan is dit maar van dag tot dag. Soos mense hoor mense se stories en jy weet jou eie belewennisse, dink ek kom altyd maar so bietjie in. Of dis iets wat iemand vir jou vertel het en dan jy soos hoorie, dit bly nou in my kop draai. My kinderboeke aan die ander kant is my dogter en my hond my inspirasie. En ek dink as mens kinders het en so baie lees vir jou kinders, dan outomaties dan groei al daai idees in jou kop. Ja, dit is 'n mondvol en ek dink, hulle sê mos altyd reality is worse than fiction. So ek dink wanneer jy in jou beroep staan en jy het nou genoem dat jy egskeidingsprokureur is, ek dink 'n mens kom nou nogals met baie interessante goed. Jy weet, wat ander mense se lewens is uiteenlopend verskillend, maar ek dink jy het nou nogals interessante goed al gesien in jou loopbaan. Ja. Felicia, en dan was jy deel van hierdie reeks van 4 skrywers wat hierdie opvolg, maar elkeen staan amper op sy eie reeks boeke. En joune was Hartslag. Ja. Geef ons net in kort die breë trekke, waaroor gaan die boek en hoekom is dit goed om hierdie boek dan nou te lees? Okay, so Hartslag was die eerste ene in die reeks wat so half, mens kan sê, hoe ons dit eintlik maar bemark is, dit is 4 skrywers, 4 genres, 1 storie, maar hulle kan heeltemal apart van mekaar ook gelees word, maar ek dink, die tyd dat jy by die laaste boek kom, gaan jy so al wees, soos, sien die karakters, hoekom ken ek nie hulle agterstorie nie, en dan gaan die moed teruggaan. So myne was die eerste een, en dis Hartslag, en die boek val, sal ek sê, onder romantiese spanning.
So dis definitief 'n liefdesverhaal en die liefdesverhaal seëvier aan die einde, maar daar's hierdie spanningselement wat saamloop die hele tyd. So ek gee nie regtig baie weg nie, want as jy die agterblad van die ding lees, dan sê ek altyd mens moet niks meer sê as die agterblad en sê jy so pietjie, jy weet iemand wil lus maak en jy gee nie. Maar die heldin in die storie, sy het 'n bekruiper, of soos as mense nie weet wat bekruiper is nie, dis 'n stalker. En dit was nogal lekker vir my om met dit te werk, want in vandag se tyd lyk bekruipers nie meer soos wat dit was, miskien toe ons almal jonger was nie, want daar moes iemand fisies gaan en agter jou aanry of so, maar in vandag se tyd kan iemand dit dag en nag doen deur tegnologie te gebruik. So ek het nogal ons ingebring van daai van jy kan regtig nie eintlik wegkom van jou bekruiper af as hulle weet hoe om tegnologie te benut nie. So dit is dan my spanningselement daarso. Sy's Emma en dan natuurlik die held is Caleb en hy's alles wat 'n held moet wees vir enige romantiese fiksie leser. Maar hy is ook, jy weet, hy het sy eie probleme en so in die boek het die hartslag gaan baie oor soos daai van die hart, want dit is nie die liefde en dan hoe jou hart te klop wanneer liefde klop, maar ook hoe spanningsvol 'n mens se hart soms klop wanneer jy bang is of gespanne is. En ja, in kort is die boek al hierdie elemente en dit is vir my altyd belangrik dat die karakters egte probleme moet hê waarmee 'n leser vereenselwig en kan sien hoe die albei mense het regtig emosionele bagasie wat hulle deurlopend of van ontslaa raak of met mekaar deel om dit bietjie ligter te maak. So dit is dan die eerste boek in die reeks. En hy eindig so bietjie, kan ek sê, op 'n wat gaan volgende gebeur. Wat mense is nie 100% seker raak hierdie meisie ontslaaf van hierdie verskriklike donker wolk of nie. So jy moet myself lees om te weet. Ja, ek dink dit klink, dit is baie fascinerend en dis vir my altyd interessant om te dink, jy weet, jy as skrywer, daar's werklikheid waarmee jy gekonfronteer is en jy sit in fiksie, maar dit kon net sowel iemand se realiteit gewees het, jy weet, dit is, en ek dink dit is wat 'n goeie boek maak. Selfs fiksie moet vir jou brein voel soos dit is nie te blasé nie, jy weet dit, en dit is waarmee die mense dan op die einde van die dag assosieer en kan insien hoe het die saam skryf vir jou gewerk, die hele proses. Weet jy, dit was eintlik 'n lekker proses geweest, moet ek sê, omdat Stefans was die persoon wat nou die hele ding aan mekaar gesit het of die konsep eintlik begin het. En toe hy ons genader het, was ek eers 'n bietjie skepties om saam met mense te werk en te skryf nie, want die ding is, elke skrywer het regtig hulle eie unieke manier van skryf en dinge doen en beplan. Maar ek dink omdat hy dit wou seker maak dit bly in verskillende genres, was dit eintlik lekker want jy kon eie bly aan jouself met 'n tikkie uitdaging. Dis hoe ek dit gesien het, want soos hy het gesê, luister, dis waar jy dit werk, maar dis nog steeds jou blanke bladsy waarmee jy werk. So dit was eintlik lekker om saam te werk en ek moet sê, ek het van die uitdaging gehou, dit was die eerste ding, en ek het van die terugvoer gehou, soos dat iemand anders wat ook 'n skrywer is, wat heeltemal iets anders skryf as jy, na jou werk net weer kyk en vir jou sê, soos, hoorie, maar ek sien hierdie raak en ek sien daai raak, want dit het ook my manier van skryf, weet, in 'n volgende ding, 'n bietjie verander, wat ek gedink het, soos, ja, maar onthou, hy het dit gesê, miskien kan dit so werk in 'n volgende boek. So ek moet sê ek het nooit gevoel dit was te uitdagend vir my nie. Dit was eintlik vir my lekker om dit aan te pak. En ek was en is nou al klaar aan die gang. Opgewonde met soos om saam te werk met ander skrywers, want dit was lekker om hulle unieke stem ook te hoor. En nou weet te sien hoe ons eintlik almal dieselfde eensame pad stap, maar in verskillende rigtings. Ja, en hulle sê mos, no man is an island, jy weet, mens kan soveel by ander mense leer en dan eet jy die vis in jy spoeg die grate uit in die lewe, nê? 'n Mens leer wat jy kan leer en as iets nou nie jou genre is nie of
wat ook al die geval mag wees, dan los jy dit een kant. Ek dink kritiese denke is so belangrik om ons as mense te ontwikkel en ek meen skrywers is dan nou ook deel van mense. Hierdie proses waardeur jy gegaan het, dit is was mos nou 100 jaar van Afrikaans en als. Hoe voel jy het hierdie projek wat jy aangepak het, die Afrikaans bevorder? Kyk, ek voel elke liewe boek wat in Afrikaans uitgebring word van hoë kwaliteit is en wat die taal verder vat, en uitdaag soms, voel ek dra by tot Afrikaans, want Afrikaans gaan net bly lewe wanneer ons dit praat en dink en leef en skryf en sing en al daai. So ek dink net deur dit te doen, maar ek dink dit het ook so bietjie die grense gekruis oor Afrikaans, want ek dink ons het baie keer dink ons as Afrikaanse mense vreeslik in boksies. Jy weet, soos daai persoon is 'n krimskrywer of daai persoon sing net liefdesliedjies. Maar ek dink omdat ons so bietjie oor daai grense gegaan het, want ons almal se boeke het so bietjie 'n ander element bygehad wat jy nie gewoonlik sou nie. Want gewoonlik as ek romantiese fiksie skryf, daar's baie min kere wat jy so erg spannend inskryf. Want jy werk tog eintlik maar na daai regte gelukkige gevoel aan die einde vir jou leser wat hulle soos jy weet, so waar skielik het ons bietjie geïntegreer. En ek dink dit is baie goed vir die bevordering van Afrikaans, maar ook die samewerking tussen skrywers, want ek dink ek praat nou net van skrywers hierso omdat dit nou ons in die boeke is. Ek dink as ons kan hande vat, kan ons soveel meer vermag as wanneer jy alleen probeer staan en skree in die wind in. En ek dink dis juist wat ons gedoen het hierso. Ons het definitief onder Afrikaans is 100 en ons gemotiveer, maar ek dink daar was meer daaragter, want ons het as skrywers mekaar beter leer ken, ons genres beter leer ken en ons het bietjie deure oopgemaak ook, dink ek, vir mense wat dink, maar hoorie, ek kan bietjie saamwerk met hierdie een en ons kan dalk hande vat op hierdie wat so ook Afrikaans groter en wyer maak en meer mense skielik lees verskillende genres, want hulle wil nou graag kom sê Stefan se boek lees, maar hy is die 4de een. Ja. Nou moet hulle die ander lees en nou besef hulle, maar ek hou eintlik van hierdie tipe Afrikaanse leeswerk en so bevorder ons daai gedeelte nou. Absoluut, ja, dit maak vir my heeltemal sin. Hoekom net 300 boeke? Ag, ons wou dit meer 'n eksklusiewe ding gehou het. En 'n ding gemaak het van jy moet regtig voel jy wil die reeks hê. Jy weet, ons wil nie dit net 'n almal by lê op die rak en naderhand vergeet jy van hom nie. Want die voorblaaie vorm ook as mense hulle te mekaar sit een skets. Ja. Wat regtig fantasties ontwerp is. So dit vloei so half in mekaar in die voorblaaie maar ook die boeke. So ek dink die logika daar agter was meer 'n ding van ons wil dit eksklusief hou ook sodat jy 'n versamelaarsstuk het. Jy weet, jy voel soos word jy regtig soos in daai jaar het jy hierdie 4 boeke ryker geword eintlik. Ja. En dit is 'n leenstofgaar op tipe boek word nie, maar dit moet ook 'n ding wees van wil jy my reeks leen of as jy een lees dan sorry bring hom terug as my reeks. Ja. So ek dink dit is daai ding ook, ja. En joune is nou toevallig die eerste boek en dit is ons nou op die vooraand van die maand van die liefde. So die romansa, vir die wat hom nog nie het nie en as dan nog beskikbaar is dit nou eintlik 'n ideale tyd om af te skop met die reeks. So met Valentynsdag hierso, wat hier op die vooraand is. So ek dink dit is 'n briljante plek en wegskoppunt om te begin by die romansa skrywer wat dan nou jouself so 'n bietjie gestretch het in die verskillende ander soos die krimi elemente in ook. Felicia, maar baie dankie vir jou tyd. En dankie dat jy met my gesels het en met almal hierso by in en om. Ek dink van ons kant af is dit ook so belangrik om die taal te praat. Ek sê altyd ek droom en ek bid in die taal, so dit is kom dit vir my so naby aan die hart lê. Maar as jy 'n shout-out kan gee vir enige skrywer, wie sal dit wees? Jy sit my nou verskriklik hier op die in die kollig, want daar's so verskriklik baie. Maar ek dink ek wil baie graag vir die ander
3, maar ek weet sommer hulle boeke gaan nou outomaties gaan mense nou wees soos, okay, wag maar, wie is die ander 3 skrywers? En ek hoop hulle kry ook hulle oomblik om bietjie met jou te kan gesels later. So ek wil so half 'n geheel mandjie, wil ek vir al my mede romansa skrywers, want ek dink hulle kry die minste erkenning van almal. En hulle is almal fantastiese liefdesverhaal storievertellers. So sonder om een uit te sonder, dink ek wil vir hulle almal net sê soos onthou wat te gaan koop, onthou te ondersteun en om te onthou dat julle is uitsonderlike klomp skrywers. Dit is ek dink dit is nogals 'n waardige shout-out, want ek sê vir my man, hy sê vir my, maar hoekom kyk jy hierdie stories byvoorbeeld? En goed, dit is baie dieselfde. Jy weet, in breë trekke byvoorbeeld, as jy nou die flieks sou kyk, en ek sê vir hom, ek dink dis waarna 'n mens se hart hinker, is 'n happily ever after. En ja, jy kan baie verskillende flieks kyk, byvoorbeeld of boeke lees en alles, maar wanneer 'n mens daai geborgenheid van liefde voel, en ek dink dit is wat romansa skrywers so raak tref. Mense kan dink dit is holrigery of wat ook al jou siening is. Ek dink die mens is geskape vir liefde en ons almal funksioneer die beste wanneer ons lief hê en lief gehê word. En daar wil ek dan nou ook 'n shout-out gee, want lank lewe die liefde. Ja. Kyk, en liefde is die naaste ding wat ons het aan 'n klein bietjie towerkrag. Ek sê dit altyd en ek voel as ons net kan vasklou aan daai, dan kan jy dit nou weer oorgee vir iemand anders en so versprei al die towerwerke in die lewe. Absoluut, Felicia, jy het my nou geïnspireer en ek is ook sommer nou lus om weer te gaan lees en net daai bietjie geborgenheid en liefde, sodat ons dit kan pay it forward, soos wat jy sê, daai towerkrag, dat ons dit kan oordra en op so 'n manier die wêreld 'n mooier en 'n ligter plek kan maak. Ja. Dankie vir jou tyd, Felicia. Vir die van julle wat nou nog nie die reeks het nie, begin by Hartslag. Daar's 3 wat op hom volg en dan eindig dit met Stefans Coetzee se boek maar moenie laat ons nou te veel weg en nie, gaan koop die boeke, lees dit. Daar's net die hele stal het net 300 boeke en dis eksklusief. Sit dit op jou boekrak en as jy dit uitleen, sorg dat jy dit terugkry om die versamelingstuk bymekaar te hou. Dankie vir jou tyd, Felicia. Dit was lekker om met jou te gesels. Hallo almal, ek lees vir julle 'n stuk uit Hartslag deur myself en ek lees spesifiek vir julle uit hoofstuk 5. Haar oë gaan na die lig wat bo hulle uitstrek. Die Kaap het vandag vir hulle haar beste gegee. Die kersse sal veel later lig verskaf, maar nou is die simboliese doel daarvan voldoende. Sy is in vervoering. Dit is beeldskoon. Ja, dit is. Die klank in sy stem laat haar oë na hom dwaal. Hy kyk na haar. Haar hele lyf word warm aan die binnekant. Daar is geen rede om meer vir haarself te jok nie. Sy, Emma Leroux, is verlief op hierdie mooi man en ongelooflik aangetrokke tot elke deel van hom. Dankie. Hy lyk onseker en draai sy kop rond. Sy vervolg. Dankie hiervoor. Jy maak alles so spesiaal en 'n aangename ervaring. Jy laat my veilig en 'n bietjie gevaarlik voel. Gevaarlik? Sy wenkbroue lig stadig. Sy antwoord geheimsinnig. Asof ek vir die eerste keer beheer wil oorgee aan jou. Caleb kyk 'n oomblik stil na haar. Sy skuif op haar sitplek rond. Hoekom kyk hy so stil na haar? Is dit iets wat sy gesê het? Ek dink daar is iets belangriker vir 'n regte man om te hoor, as dat hy die vrou wat sy hart hou veilig laat voel. Ek dink instinktief wil ons steeds beskerm. Jy weet ek sal jou met alles in my bewaar, elke faset van jou. Al wat Emma uit die hele gesprek hoor, is dat hy sy hart vir haar gegee het. Sy kan nie die warmte wat deur haar vloei stop nie. Min dinge steek 'n mens se hart aan die brand, soos die liefde. 'n Bietjie gevaarlik. Hy stop eers, oorweeg sy woorde. Sy sien hoe die ratte in sy kop werk. Ek voel soort van dieselfde. Jy laat my soos 'n skoollaaitjie voel wat sy lak ernstig wil probeer. Tog te veel respek vir jou het. Aan die ander kant wil ek ook alle nigter denke en voorskrifte by die deur uitgooi en my en alles anders vir jou gee. Haar asemhaling versnel saam met haar hartklop. Hy kyk na haar. Sy mond beweeg sag en tierlik oor die golwende waters, die emosies tussen hulle tasbaar.
Emma sien 'n figuur aan die hoek van haar oog. Haar kop ruk in daardie rigting, maar die persoon is reeds weg. Miskien was dit net haar verbeelding, 'n skaduwee. Dalk iemand wat vir Caleb help om die aand moontlik te maak. Of erger, die persoon wat haar bewegings dop.